Die 36-jarige Tini Prinsloo is vanjaar deur Vrystaat Landbou aangewys as hulle jong boer van die jaar en dis ons voorreg om vir Tini vandag hier in die ateljee te verwelkom. Tini, baie dankie dat jy al die pad van Hoopstad afgery het om hier by ons te wees. Nou, jy's direkteur van Lomar Boerdery daar in die Hoopstad omgewing. Waaruit bestaan julle boerdery? Hallo Lise, dit is vir my 'n groot voorreg om hier by julle te wees. Dankie dat ek hier kan wees. Ja, ek is die direkteur, maar daar's eintlik maar 'n baie groot span wat agter jou staan. Jy is nou maar die gesig van die boerdery en dit is vir my voorreg om Vrystaat Landbou se jongboer van die jaar te wees, maar dit is 'n klomp ouens wat agter my staan. Ja, nee, ons boerdery bestaan maar uit pekanneute en lucerne hoofsaaklik en dan saai ons ook maar baie verskillende gewasse en ja, ek het 'n beefmaster stoet en ons het 'n wildvertakke. Sjoe, heel divers. So waar lê jou passie as mens nou kyk na die bome en die gewasse en die beeste? Ja, as 'n jong man nou daar op die plaas aankom, dan het ek altyd gedink die een wat die meeste geld gemaak het, was op daai stadium elke jaar my passie. En toe besef ek dis nie hoe dit werk nie. So ja, ek dink dit is baie lekker om gediversifiseerd te wees en ek dink jy vat 'n afdeling en dan gee jy jou alles vir dit en dan leer jy dit ken en sodra jou mense dit ook ken, dan voel jy gemaklik om aan te beweeg in die volgende ene toe. So ek sal nie sê my passie is so seer by 'n sekere gewas nie. Op hierdie stadium is die beeste vir my definitief die lekkerste, maar ek dink my passie lê eintlik meerendeels by mense en om met mense te werk en ja, dit dan landbou skep die geleentheid om met mense te werk. So dis vir my lekker. Jy's al 15 jaar op die plaas, is ek reg? Dis reg. Ja. Waar dink jy het jy tot dusver die grootste verskil gemaak? Ag, mens sien dit in Hoopstad, seker weier as Hoopstad as jong seuns plaas toe kom. Dis half asof daar nuwe energie kom. Dit vat 'n rukkie om jou planne mooi uiteen te sit, maar ja, ek het definitief nuwe moed en nuwe energie gebring op die plaas en dit is 'n voorreg. Dit is lekker om dit te kan doen. Maar ja, ek het ook nuwe gewasse tot die boerdery gebring. Dit was my plan om lucerne na die boerdery toe te bring en ja, ons het so 20 jaar terug toe ek in start 9 was, graad 11, toe het ons die pekanneute begin plant en my pa was glad nie 'n pekanneut boer nie. So hy het maar van die begin af vir my gesê, hoor hier, die gaan my afdeling wees want pekanneute vat maar 'n rukkie om groot te word. En hy het geweet as ek plaas toe kom dan gaan hulle nog nie groot wees nie. So ja, die pekanneute het ek aan die begin gevat en nou nog is ek deel, dit is maar weer eens, jy het maar jou verskillende afdelings en jy sekere tye van die jaar het hulle meer aandag nodig en so jy skuif maar so rond, maar die lucerne en die pekanneute, redelik maar, weet ons werk maar saam en die boerdery verander maar, as ou nie aanpas nie, dan bly ou agter, so ja. Kom ons gesels 'n bietjie oor die pekanneutbedryf in Suid-Afrika die afgelope paar jaar, noemenswaardige groei, sover ek weet. Dis reg. Waaraan skryf julle dit toe? Ag, ek dink dit is ja, ek kan onthou ons het nog ons eerste oes met 'n klein bakkietjie aangery en toe 'n bakkie en 'n waantjie en toe 'n lorrietjie en nou sit 'n groot boerdery. So dit is so, ek kan onthou aan die begin het ons eintlik half nie so groot mark gehad soos nou nie. So dit gaan maar oor dat die land moet genoeg voorraad hê vir die buiteland of vir China om ons raak te sien. So ons is so bly dat die produk gegroei het en dat ons soveel meer aanplantings kon doen. So ja, en dit is 'n uitvoerproduk, jy word in dollar betaal. Dit vat lank om uit te kom en nou kry nie regtig lekker lenings om die goed te plant nie, oor dit so lank vat en oor dit maar 'n moeilike gewas is, maar as dit eers gevestig is en dit gaan mooi, dan loop die produk mooi op die stadium. Hoe hanteer jy die wisselkoers uitdagings? Ag, ons het die afgelope 2 jaar het ons saam met ons bank kon ons dit regkry om ons op sekere stadiums ons neute al te bemark teen die wisselkoers en dit het 'n geweldige verskil in ons boerdery gemaak. So ja, ou wil eintlik net boer, maar op die einde moet jy al die ander goeders ook doen. Jy word maar bemarker en jy word tot 'n sielkundige en jy word maar alles, maar op die einde ja, so ons bemark maar vooruit. As daar 'n spike is of as daar nuwe president vir 'n naweek gekies word, dan is dit 'n geleentheid om te prys. So jy gebruik maar daai voordele en dan prys jy so deur die jaar en dit werk op hierdie stadium vir ons uit, maar dit is maar altyd ou kan nie jouself op die skouer klop as jy 'n goeie wisselkoers gekry het nie, want dis elke jaar maar 'n uitdaging. Waarheen voer julle uit?
Die neute gaan maar meestal China toe en die Lucerne maar Dubai toe en al die lande toe, ja. Ek wil terugkom by die Beefmasters. Hoekom Beefmasters? Ag, beeste kies jou maar, ek weet nie, 'n ras kies jou en Beefmasters is net 'n baie lekker ras. Op die einde moet ons geld maak en is 'n baie ekonomiese winsgewende ras, hy swaar speenkalvers. So dit bied baie vir die mark. Dit is die vinnigste groeiende ras op hierdie stadium in Suid-Afrika, so dit is baie lekker. En ja, dit is 'n voorreg om die diere te boer en dit is net, jy weet, hulle roep jou en op die einde is nie die rede vir die ras nie, maar die mense wat in die genootskap is ook 'n klomp lekker mense. Dit is daar's reg van die grootste kuddes in die land is Beefmaster kuddes. So dit is lekker om by sulke mense te kan leer en deel te wees van so 'n groep mense. So ja. Praat van mense, jy het nou vroeër gesê jou passie lê ook by die ontwikkeling van mense. Ja. Hoe is jy by jou gemeenskap betrokke en by jou mense op die plaas? Ag Lisa, jy weet, die platteland ons sukkel maar om te bestaan en voort te gaan en die infrastruktuur en die goed gaan agteruit. So as jy in die platteland is, dan is jy maar gedwing om deel te wees. En ons het dit amper kultuur geword. So dit is deel van jou begroting, dit is deel van jou tydbegroting. Is altyd maklik sê, is maklik om geld te gee, maar om tyd te gee is die moeilike deel. So ja, ek is ons het die voorreg van Hoopstad is ons net een boerevereniging. En ek is die voorsitter van hom, ons is omtrent nou 160 lede, so dit is baie lekker om saam met hulle te werk, en dan is ek die afgelope 5 jaar seker al betrokke by rugby-afrigting by die skool, wat baie lekker is. Dit klink na werk, maar dit is eintlik baie ontspannend, want die kindertjies, ek werk met die klein kindertjies, en dit is 'n voorreg, is lekker om, jy weet gewoonlik, alles wat by die huise aangaan, en hoe dit gaan in die gemeenskap, en dan is ek ook by die kerk, is ek weer by die medium-size kinders gee ek weer katedrese, so probeer maar die hele spektrum deurgee, en in ons gemeenskap kry jy eintlik maar net 'n beurt, so dit help nie om nee te sê nie, jy vat dit aan, en jy probeer daai rukkie wat jy die voorsitter is, of die rugby-afrigter is, probeer jy 'n noemenswaardige verskil te maak, want jou tyd gaan ook verby wat jy dit kan doen, so dit is 'n voorreg, en Hoopstad is 'n groot voorbeeld daarvan, dit is nie net ek wat dit doen nie, alle jong ouens en alle jong vrouens is betrokke oralster, en dis maar hoe ons die gemeenskap vorentoe kan vat. Ja, ek hoor dit van alle jong boere af, en dis wonderlik om dit te hoor, dat julle so belê. Dit het al kultuur geword van ons almal, en ons het al gewoond geraak daaraan. Ja. Hoe lyk jou toekomsplanne? Ag ja, ek plant nog pekanneute aan. Ek het nog, my beplanning is om 2028 nog 'n boord aan te plant. Ek is besig met die beplanning daarvan, dit vat maar 'n rukkie. As die pekanneute plant, is eintlik die maklike deel om die bome groot te kry, is die groot werk. En my seentjie is oor 10 jaar, sy klaar met skool, dan gaan hy seker eers studeer, en dan behoort hy plaas toe te kom. So ek moet hierdie bome groot kry, sodat as hy plaas toe kom, hy is nogal liever vir 'n mielies plant. So ek het nie, ek is in 'n droëland gebied, ons het water opgekoop, en ons doen besproeiing nou, maar die mannetjie wil mielies plant, so ek sal moet bome groot kry en geld bymekaar maak, dat ons kan mielieplase koop, ja. Goed, kom ons praat oor die familie, laastens, naby in jou hart. Ja, ek is getroud met Annelien, my vrou, sy is 'n boekhouer, sy is 'n groot voordeel vir ons boerdery, sy doen ons boerdery se boeke, en sy het ook 'n paar ander kliënte, daar in Hoopstad en Weier, so ja, sy is my steunpilaar, en sy ondersteun my en redelik in alles, sy laat my baie keer goed lyk, beter lyk as wat ek is, en dan, ja, dan het ons 2 kindertjies, Martiens is 9 jaar oud, hy is ook graad 3, hy is baie lief vir sport, hulle het daarom die liga gewen die jaar met die rugby, wat 'n groot oomblik was in ons lewens, en Martiens is verskriklik hardwerkend en toegewyd, hy gaan eendag 'n ontsettende goeie boer wees, definitief beter as ek, so dit is lekker om hom te sien groot word, en dan my dogtertjie Caroline is nou graad R, sy is nou 6 jaar oud, en ja, sy het baie goeie vermoë om te onderhandel, veral as sy op my skoot sit, dan kry sy dit nog 'n bietjie beter reg. So ek dink sy sal ook eendag, as sy wil, my kinders is nie gedwing om te boer nie, dit sal eendag hulle eie besluit wees om hulle passies te volg, maar daar sal seker eendag, dink ek, vir haar ook plek wees. En ja, dan het ek, my pa en my ma is ook saam met ons nog op die plaas, en hy is 'n groot voordeel nog vir my, en help ons geweldig baie, en my ma ook met die kinders en so ja. Nou maar baie sterkte, ek weet jy
gaan jy dring deur tot die nasionale titel. Sterkte daarmee. Baie dankie. Ons sal ook daar wees om te kyk wie kry hierdie toekenning en Tini, baie dankie vir jou tyd. Baie dankie Lise, hoor, mooi. Tini Prinsloo, 36 jaar oud, wat vanjaar aangewys is as Vrystaat Landbou se jong boer van die jaar.